Swartberg Intelligence Support Services. Vandag is dit 23 Januarie 2020 en ons gaan 'n vinnige misdaadoorslag vir Januarie 20 doen en wat ons verder kan, ons gaan kyk na die oorsig en ons gaan kyk na wat ons verder kan verwag. Die misdaadoorslag vir Januarie. Hoekom het plaasaanvalle en huisrowe tydens Januarie afgeneem? Die waarskuwing wat ons vir toerisme in die Laagveld uitgereik het waar geword en so sal ons waarskuwing dat geweld nou vanaf Februarie in die land gaan toeneem, heel waarskynlik ook waar word. Hoekom? Diefstal en die aanslag op toerisme het wel in Januarie nie afgeplat nie en in die geval van toerisme in die Laagveld het dit toegeneem. Die situasierapport omtrent toerisme in die Laagveld was die 22ste gerapporteer dat Braziliaanse toeriste ontvoer was op pad van Witrifuur af na die Kreerwoltuin toe en 4 verdagtes met polisie glimbaadjies het hulle toe nou gegryp en in die bosse ingesleep en alles van hulle gevat, al die geld, al hulle besittings. Hulle kar was later teruggekry, maar hulle sou eers die volgende dag by die polisie 'n saak maak omdat hulle heeltemal te getraumatiseerd was. Nou dit was 'n groot slag vir toerisme en Swartberg, ESS in die Laagveld, ons en Mpumalanga, ons aanbod staan nog. In Mpumalanga is toerisme dood. Die agente in Johannesburg vermy Mpumalanga heeltemal as gevolg van die misdaad wat teen toerisme in die Mpumalanga plaasgevind het. So, toerisme bestaan reeds nie meer in Mpumalanga nie, maar ons kan dit regkry. Maar die gevaar is nou, die Laagveld loop dieselfde risiko en as ons nie vinnig ons planne agter mekaar kry nie, gaan die Laagveld ook doodraak vir toerisme. Swartberg ESS het reeds 11 groepe geïdentifiseer en daardie groepe sal in getalle hierdie jaar toeneem. Indien die Laagveld nie 'n plan maak en hulle samewerking gee nie, gaan hulle dieselfde pad as in Mpumalanga stap. Moenie wag tot dit te laat is voordat jy met Swartberg praat nie. Kom ons kyk gou waarom was daar so min plaasaanvalle en huisrowe gedurende Januarie. Die bende se verkenningstegnieke het verouderd geraak. Hulle het eintlik 'n bietjie wind geraak en hulle hand oorspeel. Die verskerpte buurt- en plaaswagpatrollies het hulle met hulle tegnologie het hulle planne 'n bietjie deurmekaar gekrap. Wat gebeur is, die kriminele het geleer hoe om tegnologie te gebruik en toe kon hulle tydens verkenning gou jou elektroniese hek oop en toe maak sonder dat jy self aan jou knoppies raak of jou motorhuise deur oop en toe en hulle kon nou jou reaksie getoets het hoe jy reageer volgens dit. Die probleem is al die plaaswagte en buurtwagte waar hierdie tipe goeders begin gebeur waar tegnologie gebruik is om jou goeders te manipuleer, het hulle toe nou gesien as gevegsaanduiders en daarom het hulle dan hulle patrollies in daai areas verskerp en dit het veroorsaak dat die misdaad onsuksesvol was. So voel die kriminele. En daardie agterstand wat deur die bendes tegnologie tydens verkennings veroorsaak was, het volgens hulle eie suksesse ernstig benadeel. Bendes moet nou meer spesifieke inligting insamel sonder om hulle eie tegnologie voor die tyd te gebruik. Dis 'n opdrag. Omdat die oop en toemaak van motorhuise wat ek nou gesê het, as gevegsaanduidings gesien word, 'n nuwe progressiewe verkenning word nou gepropageer. En gedurende Januarie en Desember was 'n klomp nuwe mense gewerf wat nog nie lid van die bendes is nie, om inligtinginsameling te doen. En hulle word geleer om meer spesifiek op menslike insameling te konsentreer en nie op tegnologiese insameling nie. En hulle moet alles omtrent die slagoffer kry, ons het al gesê wat hulle alles kan vertel. Goed, kom ons kyk gou Vredefort Koepel het 'n baie groot sukses gehad. Hulle het hierdie aanvallers gevang op pad na 'n plaas wat hulle moes aanval en later het hulle toe nog ouens gevang met vee diefstal en die beeste ook teruggekry.
Hoe kry Vredefort, Koepel, GPF dit reg om so suksesvol te wees? Die twee laaste operasies wat suksesvol was albei die resultaat van 2 jaar se harde en onophoudelike werk. Die koste van die arbeidskrag, tyd en informante oor die 2 jaar per sukses word min of meer op 'n bedrag wat ek skat nie maklik onder R200,000 sal wees nie. Maar op hierdie stadium kry die boere dit nog nie vir my reg om die tyd wat hulle weg is van die plaas af, die brandstof wat hulle spandeer, die bedrag wat hulle spandeer aan data en telefoonoproepe en die bedrag wat hulle aan informante spandeer in die 2 jaar, kan hulle nog nie regtig vir my bymekaar sit nie. So ek het nie 'n syfer nie, maar wat ek wel weet, inligting is 'n baie duur besigheid en dit sou definitief nie goedkoop gewees het nie. Maar daar's nie net een boer by betrokke nie, daar's 'n hele klompie boere by betrokke en almal se kostes moet saam bereken word. Die voordeel is wanneer die krimineel uit jou eie lokasie kom, soos wat daar by hulle nou die geval was. Daai kriminele was van Vredefort lokasie, was bekend aan hulle informante en hulle kon daai kriminele oor 'n tydperk van 2 jaar monitor deur middel van informante. Die probleem is wanneer hulle van stede ver buite die distrik kom, dan raak dit nie meer so maklik om met informante so suksesvol te wees nie. Die kriminele wat gevang is vir sukses van Vredefort lokasie self, maar Swartberg ESS het vinnige ondersoek op hierdie knape gedoen en die volgende uitgevind. Die lede wat gearresteer was voorheen lede van die 26 bende, maar nadat die 26 bende deur die SVK bende uitgedruk is, het hulle met die SVK begin assosieer. Hulle het nog nie aangesluit nie, hulle is net geassosieer met die SVK. Terselfdertyd teiken die Wrongton Gang, wat net so groot, amper ook net soos die SVK 'n nasionale bende is, net so aggressief soos die SVK is, ook die Vredefort, Parys, Viljoenskroon, Botawil gebied. En hierdie manne wat nou gevang is, het nou hulle kaarte gespeel tussen die Wrongton Gang en die SVK en hulle het teen mekaar afgespeel sodat hulle self in 'n beter posisie kon plaas. Die bedreiging wat dit vir Vredefort Koepel se manne self inhou, is dat hulle binne 6 maande van ore afgeteken geword wat hulle voorheen nie eers van geweet het nie. Dis 'n baie groot moontlikheid wat ons kan verwag vir Vredefort. Baie mense wil nou graag ook informante gebruik. Wel, Akska bied kursusse aan hoe om mense te werf en te kwalifiseer. En hier volg vir julle net so 'n paar riglyne om te bepaal met watter tipe informant jy besig is. Wanneer ons informante karteer, kry ons 6 soorte informante. Ons eerste ene praat is van koerante, nuusblaaie en sosiale media. Daar is 'n groot bron waarvan jy inligting kry elke dag. Dan praat ons van 'n toevallige informant. Hy het hier op die straathoek gesit toe daar tref en trap ongeluk is en toe skryf hy toevallig die registrasienommer van die voertuig neer wat wegjaag. Maar hy was daar en hy het nie omgegee om die registrasienommer neer te skryf nie. Maar hy sit nie oral wat tref en trappe is nie. So hierdie ou is 'n eenmalige informant. Hy kan nie weer gebruik word nie. Informant met 'n wraakmotief. Pa slaan vir ma en ma hol polisie toe en sy vertel vir die polisie alles wat pa verkeerd doen. Maar vanaand het sy weer by die huis gaan slaap en pa sê vir haar, sy moet môre haar sake gaan terugtrek of hy sny haar kinders se keel af. En môreoggend is sy by die polisiestasie, trek al die sake terug, maar die voordeel van 'n informant met 'n wraakmotief, dit gee vir jou 'n klomp inligting waarvolgens jy en waarop jy dan jou informante en bronne kan tak. So dis nie heeltemal 'n slegte idee nie. 'n Informant of 'n bron met 'n eie agenda. Dit sal nou soos hierdie ouens wees by Vredefort. Kom ons sê die SVK wil die 26 bendes uitwerk om hulle self in 'n beter posisie te plaas. Dan begin hulle inligting uitlek ten opsigte van die 26 bendes, sodat hulle die polisie en almal wat teen bendes werk, kan bemagtig en op baie manier die 26 bende uitskakel om hulle self te bevoordeel. Informante met 'n finansiële motief. Hierdie ou kom na jou toe, vertel vir jou 'n klomp stories en jy gee vir hom R500 of iets en volgende maand het hy weer geld nodig om kom vertel hy vir jou weer goeie nuus en dan
is hy uit sy area uit. Hy is uit sy diepte uit en hy kan nie meer inligting kry nie en dan begin hy later vir allerlei stories verkoop en vertel hy tot snaakse stories vir sy eie ma net om geld te kry. Daar is 'n manier om 'n informant met 'n finansiële motief te hanteer en dit is om hom eers te betaal na die suksesvolle operasie. Nie noodwendig na skuldigbevindings nie, maar na die suksesvolle operasie. Maar nou het ons al so ou gehad in die verlede Swartberg. Hy was deur Interpol geblacklist omdat hy baie goeie inligting gegee het oor gewapende rowe en huisrowe. Maar die oomblik wanneer hy die inligting gee en die polisie optree, is die aanvallers net weg. En toe het hulle later agtergekom dat dit sy eie spannetjie wat hy het en hulle wen dan alles in die huis of die roof wat hulle het en dan kry hy nog, omdat hy suksesvol was met sy inligting, kry hy nog geld van Interpol af ook. En Interpol het hom later geblacklist, maar ons het 'n ander manier van met mense te hanteer en Swartberg het hom toe later baie suksesvol gebruik. Dan kry ons die informant met die ideologiese motief. Hy is nie 'n slegte ou nie. Hy voel oor misdaad soos wat jy voel en hy voel wat reg is vir hom is reg vir jou of wat jy dink is verkeerd is hy ook oortuig is verkeerd. En hierdie is ook 'n baie goeie tipe mens om te gebruik. Een probleem. Hy het nie die vermoë om misdaad syndikaate te infiltreer nie, maar dit is teen sy beginsels. So dis baie moeilik, daar soos jou 6 tipe informante wat jy kry en hoe om hulle te bestuur en te verstaan wat hulle agendas is. Dis die belangrikste ding van inligtinginsameling. Kom ons kyk gou informante netwerk, die konvensionele sisteme wat ons gehad het, is baie tydsaam. Dis nie iets, jy het nou gesien 2 jaar vir die veediefstal, 2 jaar vir daar anders was eintlik ook veediewe wat gevang is vir die plaasinval. Dis baie duur. En dis eintlik net die staat wat sulke tipe operasies kan bekostig. Jy is afhanklik van baie goeie menseverhoudings, die ouens wat die inligtinginsameling doen. Informante word baie maklik uitverkoop en informante word baie maklik vermoor. En net so word hanteerders baie vinnig in die gemeenskap bekend. En veral as jy nou werk soos in Vredefort Koepel, waar jy nou sterk op informasie staan en hantering van bronne staan, word al die hanteerders wat inligtinginsameling doen, baie vinnig gekarteer deur die misdaadnetwerke en op hierdie stadium word daar deur die BLF profiele op hierdie mense saamgestel om te kyk hoe hulle vorentoe sal uitskakel. Hanteerders word ook baie maklik vermoor of hulle raak net weg. En as ek praat van wegraak, spoorloos verdwyn. Mense wat met hanteerders gesels word ook baie maklik geteiken. En dit is amper onmoontlik om 'n informant te kan beskerm. So wanneer jy 'n beriggewer het of 'n informant of 'n bron het wat vir jou inligting gee ten opsigte van misdaad wat jou in staat stel om met dit te werk, as hy nie sy eie agenda het nie, kan jy weet sy lewensverwagting is regtig nie baie lank nie en jy sal hom een of ander tyd nie te geheg raak aan hom nie. Dit bly baie moeilik om suksesvolle hofuitsprake te kry op grond van inligting wat jy van hierdie tipe ouens afkry. So dit is al die voordele en nadele van die informante netwerk. En onthou, 'n suksesvolle operasie is 2 jaar tot 5 jaar voordat jy al die inligting het om suksesvol te kan wees. Kyk ons na AXCA se stelsel. AXCA kry al die inligting wat jy nodig het om te weet binne 2 ure. AXCA is glad nie afhanklik van informante nie en die operasie word afgehandel binne 6 weke. Goed, Swartberg Intelligence Support Services steun baie sterk op AXCA se inligting. Hulle ontplooi hulle eie vermoëns, aktiveer intelligensie, identifiseer die hele netwerk binne 2 weke. Dit wat die koepel tot 2 jaar vat om reg te kry, kan Swartberg binne 2 weke volledig doen. Hulle bevestig AXCA se inligting wat datum en tyd vir die beplande misdaadbedryf identifiseer. Dan gee Swartberg die presiese tye, datums en tye vir die elemente wat teen die kriminele optree om dan die saak af te rond. Wat belangrik is Swartberg, ISS en AXCA staan nooit in 'n hof nie. Die oomblik wanneer 'n saak hof toe gaan,
is 'n saak gewoonlik 2 jaar lank. Jy sit in die hofsaak, in die hofsaal en daai saak word elke keer op die hofrol terugskuif tot heel onder. So jy sit die hele dag in mors in die hof. Elke maand, want hy word uitgestel na volgende maand toe, sodat jy weer kan wag tot aan die einde van die hof, om te hoor is uitgestel. En so hou dit aan vir 2 jaar. So jy gee jouself 24 dae onbetaalde verlof om 'n saak in die hof in te sit. En daarom is dit vir ons nie winsgewend om sake in die hof te sit nie. So ons ontlont of slaat die hele ding plat en ontmoedig dit heeltemal ruk dit uit mekaar uit, sodat dit nie weer kan opstaan nie, as wat ons tyd in die hof gaan mors. Ons sit met 33 miljoen honger mense in die land. Jy kan nie almal in die tronk stop omdat hulle by misdaad betrokke is om te eet nie, want as tronke kan dit nie hanteer nie, maar ons kan die geleenthede van hulle af ontneem om 'n misdaad te pleeg, en dit is eintlik waarop Akska en op Swartberg ESS konsentreer. Maar wanneer ons daai inligting kom ons sê, ons gee al die kritieke inligting wat nodig is om die saak vas te maak vir 'n hofsaak, dan gee ons daai kennis vir die elemente van soos die GPF van Vredefort, sodat hulle dan self die arrestasie doen en hulle dan self in die hof staan, en ons gaan nie getuig nie. Vredefort Koepel en Swartberg ISS. Swartberg Intelligence Support Services met die klem op support. Ons is 'n intelligensie ondersteuningsmaatskappy. Ons is 'n magsvermenigvuldiger vir enige veiligheidsstelsel in die land. Dit beteken dat Swartberg ESS 'n besondere vermoë het en waarmee ons die Vredefort Koepel dermate kan help om suksesvol te wees binne weke en om dan groot hoeveelhede geld en tyd te spaar. Wanneer die boerevereniging en die veiligheidsvereniging saamspan om 'n nuwe gevorderde Akska kursus te doen, sal hulle eie bedreigings baie vinnig kan identifiseer, sonder enige koste. Nou dit beteken dat jy jou probleemareas dadelik kan isoleer en net op daai areas hoef te konsentreer. Dit beteken dat jy nie nodig het om 6 ure in 'n nag patrollie te ry, 600 km in 'n nag te doen in plaaswagpatrollies of buurtwagpatrollies, want jy gaan weet spesifiek by watter plekke jy moet konsentreer. Dit gaan geweldig baie brandstofbesparings meebring. Wanneer Swartberg ISS dan betrokke raak, word dit moontlik om net die mense wat by die beplande misdaad betrokke is, te identifiseer, wat aan Vredefort Koepel of wie ook al binne 'n week of 2 die presiese teiken identifiseer, wat hulle dan met hulle eie informante kan infiltreer. Dit beteken, ons identifiseer die probleem, ons sê vir jou wie se kontakpersone, sodat jy presies weet wie jy moet taak met jou informante om dan die res van die inligting in te samel. Op hierdie manier kan jy nog steeds 'n jaar of 2 aan 'n projek werk, omdat jy met jou eie beriggewers of informante werk. Dit is wanneer ons vir jou net na Akska ondersoek sê wie betrokke is, wat hulle identifikasie is, wat hulle plan is en wat hulle motief is. Of Swartberg ISS kan ook op aanvraag sy eie vermoënstaak en 'n presisie datums en tye vir die aanval bevestig. Wanneer ons dit doen, wil ons dan van sekere strukture gebruik maak om teen die kriminele op te tree. Nou, of ons gebruik Swartberg se strukture wat ons gewoond is om te gebruik, of Vredefort GPF as 'n voorbeeld, kan dan besluit dat wil self teen hierdie ouens optree. Swartberg ISS se waarskuwing in die Wes-Kaap. Kom ons praat gou oor die Wes-Kaap. Meer as 18 maande gelede het ons al gesê dat onrus in die Wes-Kaap gaan toeneem, en dit het, soos wat die vorige keer met ons waarskuwing ook was. Maar wat ons nou verder gaan doen is, ons het gewaarsku dat plaasaanvalle nie ver weg is nie. Met ander woorde, daar was al 'n hele paar plaasaanvalle in die Wes-Kaap van ons eerste waarskuwings af, maar dit gaan toeneem. Die boereverenigings van Woester, Robertson, De Dorings, Ceres, Prins Albert, Hamlet, Brede Rivier, Tulbag, Vredendal, Saldanha, hulle moet dalk oorweeg om dieselfde voorstel as wat ons aan Vredefort maak, te oorweeg. Ons kan daai ouens regtig help en julle probleme is op pad, en dit sluit dan nou sommer klapmuts ook in. Die boere van die Agterparel moet dalk ook hierdie voorstel oorweeg, aangesien julle plase alreeds deur die kartelle vir 'n sekere doel geteiken word. Wanneer dit te laat word om voor te berei, gaan dit vir julle baie moeilik wees om in te haal. Die voorsprong wat julle veiligheidsgroepe deur middel van Akska en Swartberg Intelligence Support Services kry,
kan as 'n onregverdige voorsprong teen misdaad gesien word. Maar moet tog asseblief nie daaroor sleg voel nie. Tot vandag toe het hulle nog al die jare die onregverdige voorsprong gehad. Dit is tyd dat ons die bordjies verhang en ons kan. Baie dankie.